Welkom by Heartbeat FM 103.9, 107.4. Dis Hiersaard, ons is elke Vrydag op tussen 9 en 10 en dan Woensdae tussen 9 en 10. En hierdie is 'n baie spesiale uitsending want ons het vir Amonay al die pad van Namibië, nee Amonay? Ja, aan die pad van Namibië, ja. Dis welkom by Heartbeat FM. Baie dankie. Ek voel geëer om hier by julle te wees. Man ja, ek het gewonder tegnologies of hierdie gaan werk en jy weet hoe die luisteraars en die kykers dit gaan geniet, maar ek sê jou storie is so kragtig. Ek het na jou getuienis geluister. En ek het ook net gevoel, dis iets wat ons werklik waar met radio toe bring. So ek is opgewonde vanmôre om te luister na jou storie vir sy glorie. En ouer gewoonte vra ons maar altyd die vraag, vertel ons net so 'n bietjie van Amonay, waar het jy groot geraak, net so 'n bietjie van jouself. Okay, so ons het in Bloemfontein ons is in Bloemfontein gebore. So daai tyd was my oupa in die weermag en toe ons 'n jaar oud is, toe trek ons terug na Namibië toe. So ek bly nou in 'n klein plattelandse dorpie op Chibarongo. Dit's baie klein. Dis enigiemand wat jou raakloop, ken jy nou al, want ek bly nou al 27 jaar hier. So dis 'n bitter klein dorpie. Ek het hier so groot geword en ja, en toe begin skool gaan tot matriek klaar gemaak, nooit weer toe nou nooit verder weer uit die land uit gewees nie. Ja, vertel ons 'n bietjie van jou kinderjare. Hoe was jou kinderjare? Kinderjare was okay, so ek en my tweeling sussie, net so vinnige agtergrond, ek en my tweeling sussie is gebore op 7 maande, so ek het 900 gram geweg, sy het 'n kilogram geweg. Dokters het gesê ek sal nie lewe nie. En hier sit ek vandag 29 jaar oud. Ek lewe nog met baie gebed. Maar ek het op 10 jaar oud toe ek die Here regtig ontmoet en die Here het regtig homself aan my kom wys, sal ek sê. En dis ek groot gedoop en toe kon ek daai, hoe sal julle sê, daai burning fire wat net nie ophou brand nie. En van daarop en toe van 10 af toe, ja, ons het maar ook in 'n Christelike huis groot geword, maar ek het gevoel op 10 ek my hart vir die Here gegee. Dit Hm. my hart vir die Here op 10 gegee. So die Here het al Ja. vroeg aan jou in jou hartjie geklop. Ja, baie vroeg, ja. Dis Waaroor ek interessant. baie bly is. Ja, dis interessant want ek weet selfs met my, ek het 'n bietjie van 'n geskiedenis met dwelmverslawing en ek weet ook die Here was altyd daar ten spyte van die geweldige dinge waardeur ek is. Nou ja, vertel ons 'n bietjie van jou getuienis. Jy weet ek het nou geluister na jou storie en ek bedoel dit is baie hartseer en so aan, maar dit is so nodig vir mense om te hoor en hierdie dinge te hoor om te verstaan waardeur mense eintlik gaan wat deur sulke goed gaan. Okay, so ek gaan maar begin by was al die jare ek was besig op skool was ek besig by jeug. Ehm Betrokke by die jeug gewees en ek het jeug gelei en ek was deel van die jeugband gewees en alles. En ja, en toe op eendag verkeerde plek, verkeerde vriende, die ou sê vir my luister, hy wil net vriende wees. Ek sê okay, sharp, dis reg, ons gaan na die partytjie toe. Die ou op daai stadium dink ek was 17 gewees. Op daai stadium ons het nie in die huis groot geword met my ma wat vir jou sê hoor jy mag nie drink nie. En die ou vra vir my kan hy vir my koeldrank bring en ek sê ja, sure. En die volgende oomblik is dit ja, ek drink en ek voel Jesus, is nie lekker en hy vra vir my moet ek jou iewers gaan neerlê? Ek sê ja, so. En ja, en toe ek daar wakker word, toe besef ek okay, ek is nou sopas verkrag. Ek dink baie jong meisies wil nie daaroor praat nie. Dit is 'n baie moeilike storie. Hm. So op 17 vir die eerste keer het dit met my gebeur. Ja, en toe daarna toe is ek baie kwaad vir die Here want hoekom ek? Hoekom nie iemand anders nie? Hm. So dit is so maklik vir 'n man om ietsie in jou drankie te gooi en jy kom dit nie eers agter nie. So dis hoekom ek maar versigtig is, veral al ewenal is ek 29. Ek meen dis die eerste keer toe dit met my gebeur het. So, En ek dink my in 2024, ja, nee, 23, 20, ek het net daar rond. Die tweede keer weer eens ek het met 'n ouetjie uitgegaan. En toe los ek hom en toe stel sy vriend nou belang en ek dink jy sê okay, ek is nou gelukkig want okay. En toe ook hy vra my hoorie, kan ek vir jou 'n glasie wyn skink met ys en ek sê ja, dis reg want ons het toe by iemand se huis gaan kuier en ek sê ja, dis reg. Gooi maar op my glas wyn en dieselfde storie weer. Maar die keer, daai volgende oggend, toe ek soos okay, iets is nie reg nie. En ek was op my dokter en ek sê vir hom hoorie, so iets is nie reg nie. En ek dink presies 4 weke later toe is ek so swanger met my dogtertjie. so.
En almal was soos, hoor jy moet abortus kry, jy weet, jy gaan nooit. En ek is so lief vir my dogtertjie. Sy word nou 2. Sy's die grootste blessing in my lewe. Ek kan my nie lewe nie sonder haar indink nie. Maar jy bly kwaad, hoekom ek? Here, hoekom nie iemand anders nie? En dan is die Heilige Gees ook maar, jy weet, as jy maar net geluister het. Ja. Maar daai het jy was 'n bietjie van ek was 'n bietjie van die pad af, jy weet, oor dat jy masseer het en jy weet nie, jy hardloop maar na wêreldse dinge toe en dan besef jy wêreldse dinge maak jou nie vol nie. Ja. Dis net God wat jou kan volmaak. So jy sal sê So daai insident wat gebeur het, daai eerste insident het dit jou lewe geweldig geaffekteer. definitief, definitief. Dit het baie. Dit het jy weet jy voel vuil. Jy voel nie skoon nie. Jy voel jy is nie goed genoeg om nou voor God te kom staan nie want dit het nou gebeur. So jy voel jy is nie goed genoeg nie. En tot ek so 'n paar weke, ek dink 2 weke terug, was ek by 'n seminaar van emosionele genesing en ek dink daai seminaar was excellent en ek kom terug en ek meen die tannie wat voor ons die seminaar aangebied het, hier kom staan sy voor die mense. Sy sê soos jy's kwaad vir die lewe, nee. Ek sê ja, ek's bietjie kwaad vir die lewe, maar jy gaan met my aan en hulle tannie, hulle oom en jy groet en jy's vriendelik. En toe sê ek my sê jy's baie kwaad vir die lewe. Toe begin ek net in trane uitbars. Toe sê ek soos ek is bitter kwaad vir die lewe. Want hoekom ek? En na daai seminaar het die hele my totaal en al kom genees van die seer. En net weer daai vlammetjie wat al, ek sal nie sê dood is nie, maar wat so al lou gebrand het, en net weer kom aansteek en net weer, ja, kan ek sê, weer vuur en vlam vir hom, al die glorie vir hom. Ja, ek dink wanneer 'n mens deur 'n geweldige trauma gaan en is dramaties vir jou en jy staar die dinge in die gesig, jy weet, verskillende mense reageer verskillend op trauma, jy weet, maar om kwaad te raak is werklik waar een van die primêre emosies wat mense voel, want hulle is kwaad omtrent dit, hulle voel iets is gesteel by hulle, iets is hulle ontneem en dit is moeilik om met daai gevoelens te leef. En dan natuurlik affekteer elke area word geaffekteer daardeur want jy weet jou besluite word als gefilter deur daai lens waardeur jy kyk. Met betrekking tot die Here nou op hierdie stadium, wat sou jy sê vir iemand wat miskien vandag kyk of luister en wat self deur trauma is, miskien is hulle op 'n stadium gemolesteer of verkragt en hulle sit in daai situasie, wat se advies sal jy vir hulle gee? Ek sal sê, moet nooit hoop verloor nie. God is nog nie klaar met jou storie nie. God is soos God is besig om jou storie te skryf. So dit meen nie omdat nou een chapter van jou lewe sleg was, Ja. dat die volgende chapter ook gaan sleg wees nie. So dis ek wil amper sê jy's in 'n seisoen, hou vas, hou moed. Ek weet dis moeilik. Maar hou net vas aan Jesus want ek dink as dit nie vir Jesus was nie, sou ek nie vandag hier gewees het nie. As ek net so ietsie kan byvoeg, jy wat nou net gepraat het van jy was verslaaf aan dwelms en so aan. Toe ek deur dit was ek weer verslaaf aan hoe kan ek sê, sal ek sê Pax en Valium en weet dit misbruik, nie soos dit moes gebruik nie. Ja. Want ek wil vergeet van dit wat gebeur het. Ja. So maar die Here het ook vir my gesê soos luister, sit daai goed neer want op die ou ende van die dag gaan dit jou dood wees. Ja. En ek besef toe, okay, ek moet dit neersit. So dis weer eens, hou vas aan Jesus en ook ons moet ook leer om te kan discern, is hierdie man van God af of is hierdie nie 'n man van God af nie. Ja. Is ek in die regte plek of is ek nie in die regte plek nie? Verseker. So ek sal sê as jong meisie van God, moenie in 'n bar uithang nie. Ja. Asseblief moenie. Dis die grootste fout wat jy kan maak, moenie in 'n bar uithang nie. Ja, ek dink dis wat jy sê aan die een kant praat 'n mens en ek dink ons wil vandag met twee groepe mense praat. Die een groep is die dames wat daar buite is en wat die besef hoe gevaarlik dit is nie en hoe op hierdie stadium meer en meer is daar mans wat besig is om vrouens te misbruik. En vrouens op hierdie stadium moet geweldige maatreëls instel en seker maak. Ek bedoel as jy die Here soek en jy spandeer tyd met hom en jy gaan na jou lokale kerk en jy dien daar en jy bly weg van verkeerde plekke, dan ek sê nie dis onmoontlik nie, maar dis onwaarskynlik dat jy dan in daai
'n probleem gaan beland. En baie vrouens vertrou te maklik. Maar wanneer so iets Yes. gebeur het uit my ervaring van 30 jaar in die bediening en van baie berading doen en van met baie mense werk op radio met getuienisse en so aan, is my dit is absoluut devastating vir mense wanneer hulle deur so 'n trauma gaan. So dit moet absoluut vermy word met alles wat in jou is, want daar's baie mense wat nooit vrykom van dit nie. Hulle kan nie vergeef nie. Hulle kan nie verby die trauma beweeg nie. Ek het vrouens mee onderhoude gehad op die radio wat in prostitusie ingegaan het. Hulle het amper half die ander direksie ingegaan as gevolg van die trauma. So mense hanteer dit verskillend, ander gaan na dwelms toe, maar die feit van die saak is dit het 'n geweldige effek op jou lewe. So vir die dames, vir die jong dames, ouer dames, maak nie saak wie jy is nie. Almal is amper half soos 'n in 'n gevaarlike vulnerable posisie, want dit is net ongelukkig so dat ons leef in 'n tyd waar daar, ek wil nie sê baie min goddelike mans is nie, maar ek wil eintlik sê baie min goddelike mans is. Absoluut. Ek dink in my op die ouderdom waarop ek is dit baie moeilik om 'n goddelike man te kry. Ja. Want jy weet waartoe gaan jy op 'n plattelandse dorpie om 'n man te kry behalwe by 'n bar? Verstaan jy? Ja. So ek wil nou nie 'n man by 'n bar gaan optel nie. Dis nou nie exactly wat ek vir my en my kinders wil hê nie. Ja. So maar as jy die situasie kan vermy, en ek dink ons moet ook kan luister. Ek dink mense dink ag, okay, ek bid gou op Sondag en dan jy weet, dan is my lewe reg en dan gaan ek aan. Ek wil amper sê soos ek voel dit is 'n lewende verhouding wat jy het met God. Amen. Soos as jy nie 'n lewende verhouding het met God nie, dan gaan jy kwaad wees vir God en jy gaan nie verstaan nie. Ja. Maar daar's 'n doel. Ek glo daar's 'n doel oor dit wat alles nou later in my lewe, daar's 'n doel met dit. Soos Ewert, ek dink dit was Ewert wat gesê het op die stasie, jy hoef jouself nie, weet eers in die stort te was voor jy na die Here toe gaan. Jy kan net kom. Dis Jy waar. weet, kom net. Ja. En ek die jong dames daar buite ook, jy weet, ek is 'n baie naïef meisie. As jy vir my sê, hoor jy, ek vat jou vanaand uit, dan sê jy, ja, okay, is reg. Pas op vir dit. Want mans weet jy is naïef. Ja. Sjoe. Die tweede groep mense wat ek eintlik mee wil praat is mans wat miskien kyk hulle hierdie stukkie raak. En hulle besef nie, hulle dink hulle is selfsugtig en dink hulle wil net vinnige plesier hê, daai tipe van ding. En hulle besef nie, jy weet wat dit aan mense doen nie. Ek sit met mense wat 50 is, 40 is, 60 is. Daar was nou die dag iemand wat 80 is, wat deur so iets is of iets soortgelyk is. En die mense dra dit hulle hele lewe lank. So jou 1 minuut, 2 minute se selfsugtige plesier veroorsaak vir 'n ander persoon 'n leeftyd se probleme en ergernis, en in hulle huwelike en in hulle verhoudings en selfs in hulle verhouding met die Here. Dit is regtig waar God se Gees wat jou deur hierdie proses moet lei, soos wat hy met jou gewerk het om jou deur bevryding te vat, maar ook innerlike genesing te vat en dan ook te vat tot op 'n punt van vergifnis, want solank as wat jy in onvergifnis loop, kan jy nie vrykom nie. So moenie vir een oomblik dink dat daai selfsugtige daad is 'n korttermyn misdaad nie. Dis 'n langtermyn misdaad wat jy pleeg en jy is besig om mense se lewens te verwoes. Moet dit nie doen nie. Dit is 'n gruwel in God se oë en ons moet regtig waar met ons mans begin praat hieroor. Ons moet ernstig met hulle begin praat. Mans moet dit hoor van ander mans en sê, hoor jy weet wat, dis nie reg nie. Dis nie aanvaarbaar nie. Dis nie manlik nie. En ons sal nie staan daarvoor. As ons jou vang, as ons weet van jou, dan sal ons jou tot die volle extent van die law prosecute in die kerk. Ons sal regtig waar jou nie laat wegkom met dit nie. Daar's baie grace, daar's baie repentance, maar ongelukkig, daar is ook konsekwensies vir wat ons doen. So dit is belangrik dat mans dit hoor, dat hulle dit besef en dat kerkleiers, pastore, want ons sien al hoe meer in die liggaam van Christus nou, waar daar cover-ups die hele tyd is, omtrent hierdie tipe van ding. En dan word die victims geshame, die victims word geblame, en dit is net absoluut onaanvaarbaar. As ons werklik waar net op daai punt kan kom, wat almal van ons God dien, en ons hart vir hom oopmaak, dan sal die Here vir ons vervulling gee in elke area van ons lewe. En dis net wat ek vir daai mans wil sê. Ek raak eintlik, toe ek jou storie luister, ek raak eintlik kwaad.
Soos ek raak aggressief Ja. kwaad omtrent sulke goed. Want dit is net, jy weet, ek het jare terug het 'n vriend van my, 'n meisiekind het na my gekom en gesê hy het haar probeer verkrag of iets en toe het ek hom met 'n motorfiets helmet geslaan. Um jy weet, vandat ek selfs 'n sondaar was dit nie vir my cool nie. Dit was net nie vir my iets nie, jy weet, dit is 'n area waar jy nie gaan nie. Jy slaan nie 'n vrou nie en jy misbruik nie 'n vrou nie. Ons is 'n generasie mans wat nie almal van ons nie, maar wat anders te groot geraak het. Ons maak deure oop vir vrouens. Ons, jy weet, in hierdie nuwe generasie moet dit uitvind. En soms dink ek moet hulle dit op die harde manier uitvind. Maar regtig waar, dit is nie aanvaarbaar nie. So, want dit is van waar ek sit, sien ek die verwoesting en dis 'n gemors. Dis 'n gemors in iemand se lewe. Dit change daai persoon se hele lewe, maar wat jy gesê het wat so mooi is dat God in Romeine 8 vers 29 sê dat God laat alle dinge ten goeie meewerk. Hy sê nie alle dinge is goed nie, maar hy sê dat op een of ander manier het jy hierdie pragtige dogtertjie. Hy sê op een of ander manier kan God hierdie ding ten goeie laat meewerk en nou is jy besig om te getuig vir 'n nasionale en internasionale gehoor en vir mense te sê en jy bring bewustheid tot hierdie wat in Engels genoem word date rape. Jy weet, date rape Ja. waar hulle die GHB gebruik of die date rape drugs gebruik. Jy bring bewustheid totdat jy praat daaroor en dit is vir vrouens op universiteite in al hierdie institusies, daar word duisende, indien nie miljoene van hulle gedate rape neem in seker 99% van hulle praat nooit daaroor nie. So die bewustheid daarvan is baie baie laag. Ek dink ook net vir die meisies of die vrouens se part daar buite is, as jy al ooit so deur iets is, ek dink selfmoord is nie die antwoord nie. Ek dink baie mense hardloop na selfmoord toe. Selfmoord is glad nie die antwoord nie. Ek dink ek kan getuig dat God is, ek wil nog altyd 'n dogtertjie gehad het. En nie op die regte manier nie, maar ek het 'n pragtige dogtertjie gekry. Ja. Maar om nie na selfmoord te hardloop nie en eerder na God toe te hardloop. En soos jy nou net gesê het, jy raak kwaad. Ek was baie kwaad vir jare en dit het my baie lank gevat om oor en oor en oor en oor te vergewe. Partykeer nou nog is dit moet ek gaan sit, okay, ek vergewe jou weer 'n keer. Ja. So, maar ek is nie meer kwaad nie. Daai ek dink vergifnis is belangrik en soos hulle in die liedjie sê, ek het dit nie neergeskryf van Hillsong wat hulle sing van Honey in the Rock. Wat hulle sê only you can satisfy me. So dis net Jesus wat my kan satisfy. Geen ander drug, niks anders wat jy probeer doen nie. Niks anders gaan vir jou healing bring nie. Dis net Jesus wat vir jou healing gaan bring. That is so amazing. Ek wil jou so bedank vir die feit dat jy bereid was om op te kom op Heartbeat FM, Heartbeat TV en die ander platforms en te praat oor hierdie aspek en vir ons ook die geleentheid te gee as 'n gemeenskapsradiostasie en sosiale media influencer om net vir mense te laat weet van hierdie tipe van dinge en ook waarskuwings te gee, maar ook dan vir ander mense te sê, weet jy wat, dis nie die moeite werd om betrokke te raak om mense se lewens te verwoes nie. Ons is opgewonde oor wat die Here in jou lewe gaan doen en ek weet dis so waar het jy gesê het, want vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit. Daai gelykenis van die diensknegt wat vergeef was van so baie en toe nie wou vergeef nie en toe het die meester sy vergifnis teruggetrek en gesê nou gaan jy, in Engels sê you will be handed to the tormentors until you pay. Dit beteken dat daar's tormentering wat kom by onvergifnis en die persoon wat nie vergeef nie is die persoon wat eintlik ly. Die persoon wat die daad gepleeg het, kom weg daarmee in die sekere sin dat hy gaan aan of sy gaan aan met haar lewe of met sy lewe. Maar die persoon wat nie kan vergeef nie is die persoon wat suffer. Ons het 70 times 7 van Dr. Bruce Wilkinson is 'n vergifniskursus. Hy was ook saam met my op die radio, een van die hoogtepunte van my radioloopbaan hier in George dit wonderlik. Toe bied ons dit by die gevangenis aan. En ek het 'n groep ouens gehad, gevangenes, seker so 20 ouens in 'n saal gehad. En daai ouens het gehuil soos kinders as gevolg van die dinge wat met hulle gebeur het. En ons kon kyk dat baie van die wortel van misdaad, van aggressie, van hierdie optrede, dit kom uit daai pyn, uit daai trauma uit. Mense kry seer en dan maak hulle weer seer. En
hierdie groot groep mans moes vergeef het. En baie het vaderwonde gehad, ander het moederwonde gehad, ander het ander wonde gehad. Maar die feit van die saak is, 'n gewonde persoon is gevaarlik. As jy kyk na 'n dier, as jy 'n dier wond, dan is hy op sy gevaarlikste. En dis dieselfde met 'n mens. Mense wat met wonde rondloop, is gevaarlik, want hulle maak ander mense seer. En dan het jy hierdie recurring, soos 'n siklus wat plaasvind in families, want hulle dra dit weer oor aan hulle kinders en hulle kinders en hulle kinders. En die enigste manier Ja. om dit te stop, is om Jesus Christus nie net te vra in jou hart in nie, maar om ook jou lewe vir hom oor te gee en te sê, Here, ek gee nie net my hart nie, maar ek gee my lewe. In godsdiens sê ons baie keer, dit is asof jy net jou hart gee op 'n dag en 'n tyd, maar jou lewe gaan aan soos wat hy moet aangaan, maar ons praat nou van 'n daaglikse lewende verhouding met die Here, waar jy sê, Here, ek gee dit nou oor aan U. En waar elke slag wanneer daai onvergifnis opkom en jy voel ek is weer kwaad, waar jy weer daai besluit maak en sê, weet jy wat, die woord sê, vergewe en jy sal vergeef word. Vergifnis is kondisioneel in die feit dat jy ook vergeef. En as jy jouself daaraan kan herinner konstant elke slag wanneer dit weer opkom, dan vind jy dat oor 'n tydperk van die woord toepas in jou lewe, dan raak dit weg. Daai gevoelens van aggressie en daai onvergifnisgevoelens gaan dan weg. So dit vat tyd, dit vat dissipline, maar ons doen dit nie omdat ons dit voel nie. En wanneer ons dit doen, het dit niks te doen met daai persoon in die sin van dat ons sê wat hy gedoen het is reg. Nee, ons sê nie dit nie. Ons natuurlik sê ons nie dit nie, maar ons gee dit oor vir God, want God bly die regter en almal van ons moet voor hom eendag staan. So ja, ons het aan die einde gekom, glo dit of nie, van die program, so ek wil net by jou hoor of daar enige finale woorde is wat jy vir die luisteraars en die kykers het. Jong, nee, ek wil net sê, moenie net 'n religious verhouding hê, jy weet, soos wat jy in die huis, mamma en pappa, jy weet, maar 'n werklike verhouding het met God, soos wat hy sê, ons is sy bruid. So, Ja. dis is al raad wat ek het, wat ek kan sê. Want as jy nie daai lewende verhouding het nie, gaan jy nie die full experience kan hê om 'n verhouding te hê met Jesus nie, en dan gaan jy so baie uitmis op jou lewe. So, ja. Want dit was nou 'n kosbare onderhoud. Jy het aan die begin gesê jy's bietjie senuweeagtig toe ons nog nie op die lug was nie, maar ek moet jou sê dit het merkwaardig gegaan. Baie dankie, baie dankie. En Baie ek dankie vir hierdie spesiale geleentheid. Ja, ek het ook gevoel dat jy weet ek kan die salwing van die Heilige Gees voel en ek kan die Here se teenwoordigheid op jou lewe voel. God sal vir jou die regte lewensmaat stuur. Die woord sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy sal hom soek en die Here sal, dit maak nie saak waar jy bly nie. Daar kan net 3 mans in die dorp wees. Die Here sal die 4de ene stuur wat jy moet kry wat ja. So ek glo dit Maar op ek hierdie stadium moet ek nie nou, ek is soos Here, die regte een sal kom. Ek kan nie nou gaan Amen. soek vir een nie. Amen. Die Nee. regte een gaan kom. Ja, ek dink dis die beste ding, jy weet, baie mense probeer leemtes vul met verhoudings en ek dink wanneer jy heel raak, wanneer jy oorgee aan die Here, jy begin te groei en die Heilige Gees lei jou in 'n sekere sin. Wanneer dit in jou lewe is, dan outomaties raak jy gereed vir 'n verhouding, maar baie keer is ons nie gereed vir 'n verhouding wanneer ons nog baie stikkend is, want 2 stikkende stukke maak nie een heel stuk nie, dit maak actually net 'n gemors. So ons sien baie kere waar mense dringend in verhoudings ingaan as gevolg van seer of leemtes, maar die beste strategie, as jy dit 'n strategie kan noem, is om die Here eerste te stel, om te dien, jou hart oop te maak vir hom, en dan vind jy, soos wat jy groei en jy's lief vir die Here en jy ervaar hom, dan begin die Here vir jou al hierdie dinge kom in plek, soos Matteus 6:33 wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Alles is alles. Dis nie helfte nie, maar ja, kom ons sluit af. Ek gaan vir jou sommer bid want ek wil graag vir jou bid en ook vir mense bid wat vanmôre of deur die loop van die tyd na hierdie boodskap kyk of luister en wat seer in hulle hart het en wat sit met iets wat hulle miskien nog nooit gedeel het met iemand nie. Miskien het jy nog nooit gepraat hieroor nie. Miskien is daai seer diep verberg. Baie mense blok dit amper uit. Ander mense, soos jy sê, gebruik voorgeskrewe medikasie, ander gebruik
gewone dwelms, ander drink hulle self net paraletiek, drink hulle self net, hulle raak pap dronk elke aand, jy weet net om te vergeet, en ander werk hulle mors dood om te vergeet, ander gooi hulle self in sport in om te vergeet, maar die feit van die saak is, ergens lê daai wortel, en is ons gebed vandag, dat die Here mense sal aanraak, hulle sal vrymaak, en dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ervaar. Vader, ons dankie vir hierdie radio-uitsending, Vader, en ek dankie vir Amonay, ek dankie, Vader, vir haar enthousiasme, Vader, for her boldness, Here, dat sy bereid was om op radio te kom en op sosiale media te kom en net haar getuienis te deel. En ek bid, Vader, vir hulle wat luister en kyk, dat hulle aangeraak sal wees en dat daar verandering sal kom in hulle lewe, Here. Selfs hulle wat miskien raak gekyk het, Here, wat besig is om hierdie misdrywe te voer, Vader, ek bid, Vader, dat hulle tot inkeer sal kom, dat hulle U sal dien. Vader, ook vir Amonay wil ons net 'n spesiale seën oor haar uitspreek, Vader. Ek dank U dat U haar sal vat van glorie tot glorie. Ek dank U, Vader, dat alles wat met haar gebeur het, wat sleg is, gaan U omdraai vir U glorie. En dat sy 'n magtige wapen in U hand sal wees, soos wat U haar neem van oorwinning tot oorwinning. Dankie, Vader. Ons prys U en ons loof U in Jesus naam. Amen. Wel, amen, en dankie dat jy opgekom het en kom praat het met ons. Dis wonderlik geweest om net met jou te gesels, maar dit voel asof ons in die sitkamer saam sit en praat. Ja, dit voel nogal so. Baie rustig, en hou kontak, jy weet, vertel ons, hou ons, jy weet, opdateer ons op jou storie, dat ons hoor wat gaan aan, en dan ons sal terugvoer kry by die luisteraars. Richard, ons sal die eerste man wees wat weet as ek 'n man gekry het. Ja, laat my weet. Ja. Ek kom net eers kan polygraaf gee. Ja, asseblief. Ja, ek sal hom met die Heilige Gees toets, want die Gees van die Here sal 'n mens, jy weet, jy kry daai vrede, of jy sien in jou hart iets is fout hier, jy weet. So maar ons vertrou die Here net vir goeie dinge vir jou. Baie dankie dat u ingeskakel was op Heartbeat FM 103.9 107.4. Ons is weer terug volgende keer met nog stories vir jou glorie. Die Here seën u en vat u van oorwinning tot oorwinning in Jesus naam. Amen.